Geliefdes, ek gaan vra dat ons sommer net so sit. Jy hoef nie op te staan, die broeders kan ook maar bly sit. Dan bid ons saam, voordat ons saam luister na die woord van die Here. Almagtige God en Hemelvader, ons dankie dat U ons ook vanaand hier in die huis bymekaar gebring het vir hierdie baie besondere geleentheid, waar ons die Hemelvaart kan vier. Here, een van ons Christelike feesdae wat so maklik verby ons gaan, wat in die land waarin ons leef lankal al vergete is deur baie mense, en tog so 'n belangrike deel is van ons Christelike geloof en die verstaan van die Bybel en ook die genade wat U in ons bewys. Dankie dat U vir elkeen van ons vanaand hier bymekaar gebring het, dat ons hier U woord kan hoor. En ons gebed is dat U tot elkeen van ons sal spreek, dat U vir ons die woord sal oopbreek. Here, gee dan ook dat ons harte ontvanklik sal wees, dat ons sal hoor wat U vanaand vir ons wil sê, maar dat dit nie net hier sal bly nie, dat ons dit ook sal verkondig in die wêreld daar buite. 'n Wêreld wat al vergeet het van hemelvaart. Here, seën vir ons, sodat ons verander ook tot seën kan wees daar buite. Wees nou met ons as ons hier bymekaar is, as ons rustig raak rondom U woord, wil U dan nou tot elkeen van ons spreek. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan vanaand saam lees en luister na Handelinge hoofstuk 1. Jy is welkom as U die Bybels hier het om saam met my te blaai. Na Handelinge hoofstuk 1, daar gaan ons saam lees die eerste 11 verse. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels, wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as die woord van die Here hoor, en dit ook in ons harte bewaar. Nou geliefdes, die skrywer Lukas het 2 boeke geskryf. Jy weet dat een van die evangeliebeskrywings in die Bybel is die evangeliebeskrywing volgens Lukas. Hy het dit geskryf, en dan het hy ook hierdie boek geskryf, die boek van Handelinge. En hy begin daar in vers 1, hy sê, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgeteken oor alles wat Jesus begin doen en leer het. So, wat hy sê is, in die eerste gedeelte, boek 1 wat hy geskryf het, Lukas, die boek Lukas, het hy vir die mense kom vertel, wat het Jesus alles op die aarde gedoen. In hierdie tweede boek, die tweede bundel, kom sê hy nou vir ons, hoe lyk die res van die kerk? Hoe het dit in daai tydperk gevorder, en hoe is die kerk gevorm, soos wat ons dit dan nou vandag ook nog steeds doen. So, Lukas, wat hy hier kom doen, in hierdie 2 dele wat hy skryf, is eintlik om vir hierdie persoon aan wie hy skryf, Theophilus, te kom sê, hier is die waarheid. Hier kom gee ek die feite vir jou neer. Hier sit ek dit op die tafel neer, dis die waarheid. En wat ons vanaand dan in die teks ook gaan sien, is dat het juist gaan hier oor die waarheid van Christus. En jy sal sien, die waarheid is daar buite, die waarheid is daar bo, en die waarheid is ook hier binne. En dis waarby ons so 'n bietjie vanaand dan gaan stilstaan. Kom ons kyk wat dit beteken. In die eerste plek sê ons die waarheid is daar buite. Dis hier die eerste paar verse wat ons saam gelees het. In vers 3 staan daar dat Jesus na sy lyding en sy dood het hy opgestaan, en dan het hy oor en oor aan sy disippels verskyn.
En dan staan hy homself aan hierdie manne wat daar rondom hom was, het hy homself geopenbaar en het hy dan hierdie belangrike bewyse of ooggetuiende bewyse gegee dat hy wel leef. Nou, weet ons mos hoe werk dit vandag. Baie mense sal sê, ja, maar hulle het nou die goed neergeskryf, maar dis mos maar daai tydse mense. Hulle het geglo in sulke goed. Hulle het geglo in wonderwerke en hulle het geglo aan mense wat uit die dood uit kan opstaan. Dis die tyd voor wetenskap. Kan ons nou regtig nou glo wat hulle nou sê en neergeskryf? Mense sal redeneer, ons leef ons nou in 'n wetenskaplike era, dinge het verander, ons kort bewyse. Ons glo nie meer aan goed soos opstanding uit die dode en wonderwerke en al hierdie tipe van goed. Maar is dit regtig so? Was dit regtig so vir daai mense? Ons weet dat Jesus se eie disippels het getwyfel. Hulle het hom gesien. Hulle het met hom gepraat. Hulle het aan hom gevat. En tog kan hulle nie hulle oë glo as hulle hom sien nie. En elke keer is hulle verbaas. En dit is wat die teks ook hier vir ons sê. Jesus het nie net een keer verskyn. En toe hy verskyn toe sê almal, wow, daar is hy, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Ons het geweet hy gaan dit doen. Yes. Ons is reg gewees nie. Dis nie wat gebeur het nie. Daar staan dat hy vir 40 dae aan hulle verskyn en voortdurend moes hy aan hulle bewys dat hy regtig daar is. Waarom sou dit wees? Hy moes voortdurend vir hulle dit bewys, want elke keer as hy opgedaag het, dan kon hulle oë nie glo nie. Kan dit regtig wees? En dit maak nie saak hoeveel keer hy saam met hulle gesit het en vis eet. En hoeveel keer hy vir hulle gesê het, ek's nie 'n spook nie, kom vat, kom voel, kom kyk, hier is die gate in my hande. Kom kyk maar. Elke keer het hulle verbaas gewees. En dan het hy weer bewys dat dit hy is. So wat's hier in die gang? Hulle het beslis in daai tyd meer geglo in die bonatuurlike as wat die mense vandag glo. Maar weet jy wat, hulle was net so skepties oor die opstanding uit die dood soos die mense vandag is. Presies dieselfde. Hoekom sê ek so? Gaan kyk maar na die opstandingsverhale. Matteus, Markus, Lukas, Johannes selfs hier in Handelinge, die begin van Handelinge. Jy sal sien dat as Jesus Christus daar staan dat hy uit die dood het opgestaan het, en dan is hy nie net lewendig gemaak nie, maar hy het 'n verhewe liggaam gekry. Daar's baie ander gevalle waar mense lewendig gemaak is. Mense wat uit die dood uit weer lewend, Lazarus, weduwee se seun, Jairus se dogtertjie. Dis alles voorbeelde daarvan met mense wat uit die dood uit weer opstaan. Ag, en selfs vandag, hoeveel keer hoor jy nie van mense wat in 'n groot motorongeluk was en dan vir 'n tyd lank het hulle hart opgehou klop en die dokter gesê nee, wat is verby, sit af die masjiene en dan ewe skielik dan begin die hart weer klop. En dan sê ons dis 'n wonderwerk. Dit gebeur. Maar al hierdie mense wat dit oorkom, het nog steeds dieselfde liggaam. Selfde liggaam, onderhewig aan siekte, onderhewig aan beserings, onderhewig aan veroudering en uiteindelik die dood. Maar dis nie wat met Jesus gebeur het nie. Elke keer as iemand met Jesus praat na sy dood en opstanding, dan is dit asof hulle aanvanklik hom nie sien nie. Hulle weet nie dis hy nie, en dan op 'n stadium dan val die skille al van hulle oë af en hulle, ja, maar dis werklik hy. Hoekom? Want sy liggaam het verander. Hy's nou anders. Hy kan nou deurloop, deur 'n muur loop, al is hy deur toe, soos 'n spook. Maar op 'n stadium dan eet hy 'n stukkie vis saam met hulle. En die vis val nie op die grond as hy dit in sy mond sit nie. Dit gaan in sy maag in. So hy het nog steeds uit 'n liggaam gehad, maar dit is 'n anderste liggaam. Nou die Grieke en die Romeine en eintlik maar almal wat daai tyd geleef het, hulle het nie geglo dat iemand uit die dood uit kan opstaan nie. Hulle het dit ook nie verwag nie. Want hulle wêreldsiening en hoe hulle gedink het oor God en gode was heeltemal verwyder daarvan. Hulle het intendeel geglo, jou liggaam is sleg en die siel is goed. So die gedagte dat jy weer met 'n liggaam opstaan, maak vir hulle glad nie sin nie. Dit het vir hulle in hulle wêreld glad nie sin gemaak. Daar was 'n groepie Jode, klein groepie, wat geglo het dat God eendag in die eindtyd sal kom. En dan sal alles nuut gemaak word. En dan sal die mense uit die grafte opstaan en daar sal nuwe liggame gegee word. Maar hulle het nooit gedink dat in die geskiedenis van die wêreld sal daar een mens kom, doodgaan, uit die dood uit opstaan, 'n nuwe liggaam kry en hier tussen hierdie stikkende wêreld loop met 'n verhewe liggaam en net aangaan soos wat dit aangaan. Dit het hulle nie gedink nie. Niemand het dit verwag nie. Niemand het gedink dit kan gebeur. Nie die Jode nie, nie die Grieke nie, nie die Romeine nie.
Die punt wat ek probeer maak is, dat alhoewel die mense van daardie tyd anders was, en dalk meer bygelowig was hulle net so skepties oor die gedagte van iemand wat uit die dood uit opstaan, soos wat die mense vandag is. Hulle was seker, dit kan nie gebeur nie. Hulle was oortuig daarvan, dit is onmoontlik. En daarom het Jesus vir 40 dae lang die hele tyd in hulle verskyn en sê, kom voel, kom vat, kom ons eet ietsie, kom ons gesels, sodat hulle kan sien en kan glo. En die vraag is, as jy nou daar was, wat se tipe bewyse sou jy graag wou sien? As jy nou kan dink vir jouself, as jy nou in die tyd van Jesus geleef het, hier staan hy uit die dood op, nou sê mense vir jou, dis 'n spook, nee, dat jy verbeel jouself, wat is die ding wat vir jou sal oortuig, en sê, as dit gebeur, dan weet ek, vir 'n feit, Jesus het uit die dood uit opgestaan. Nou as ek nou vanaand vir sal met kans kom te sê, wat dink jy, dan gaan jy seker 'n paar verskillende antwoorde kom, en party sal sê dit, en party sal dat, maar, wat jy moet onthou is, hierdie mense het presies soos ons gedink. En wat hulle alles gesien en beleef het, weet ons nie als nie. Dit is nie als vir ons opgeteken. Dat baie meer gebeur as wat daar opgeteken is. Maar wat ons wel weet, wat 'n historiese feit is dat die mense dit geglo het. Wat ook al hulle gesien en beleef het, dit was die ding wat vir hulle oortuig het, dit is verseker so. Hulle het geglo dit het regtig so gebeur. Met ander woorde, die vroeë Christene het nie geglo omdat hulle dit wou glo nie. Hulle het nie geglo omdat dit nou 'n inspirerende verhaaltjie was nie. Hulle het dit geglo omdat die bewyse so oorweldigend was. Dat selfs teen hulle normale denke in, hulle kan dit nie glo nie, nog niemand het dit ooit gedink nie, en nog steeds het hulle dit geglo. Want die waarheid was daar buite. Die feite was op die tafel. Mense het dit gesien, mense het dit gehoor, mense het hom gevoel, dit was daar buite. Dan die tweede punt, sê ons, dit was nie net daar buite nie, maar dit was ook daar bo, want ons weet dat die Here Jesus, nadat hy nou gesterf het, vir die tydperk verskyn het aan die mense, dan vaar hy op na die hemel. En dis die middelste gedeelte van dit wat ons gelees het. Ons sal sien daar in vers 6, is die disippels besig met hom te praat, en dan sê hulle daar, die wat by mekaar kom het, vra hom toe en sê, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Nou die disippels het nog nie verstaan wat aangaan nie. Hulle het te klein gedink. Hulle kon nie die groot prentjie raaks nie. Hulle het nog steeds vasgehou oor die gedagte dat Jesus is maar net 'n koning vir die Israeliete. Hulle het gedink die koninkryk van God is wanneer een of ander koning kom in die plek soos in Dawid se tyd. En hy beklei met almal en hy jaag almal uit die land Israel uit en hulle vat die land oor en hulle is die baas in die land. Dis wat hulle gedink het. Dis hoe dit sien. Dis hoekom hulle vra, gaan U nou kom? Gaan ons nou die klomp vyand, die klomp Romeine uit die land uitjaag dat ons kan beheer vat? Dis hoe hulle gedink het. Dan sê die Here nee. Die koninkryk van God is baie groter as dit. Hy sê in vers 8, julle sal die Heilige Gees ontvang en dan vaar hy op na die hemel. En dis hier waar die antwoord lê. Die hele punt is, die koninkryk van God het alreeds gekom. Jesus het gekom. Die koninkryk van God is geestelik hier. En dis nou hier. Dis nog nie ten volle nie, ons sien nog nie die volle heerlikheid daarvan nie. Dit sal eers kom wanneer Jesus finaal terugkom. Maar die koninkryk van God is hier. Ons leef in die koninkryk van God. En dis wat hy vir hulle weer sê. Maar nou, ons sukkel daarmee. Ons vra maar, hoe werk dit nou? Ons sê nou, die koninkryk van God is hier, maar hy is ook nog nie hier nie, want hy is nog nie ten volle hier nie. So hoe moet ons dit verstaan? En dis juist die hemelvaart wat ons hiermee help. Die gebeure rondom hemelvaart vertel vir jou hoe die koninkryk nou werk. Want die Bybel praat op baie plekke daarvan dat Jesus opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van God. Sit op die troon van die heelal. En dis nou maar 'n beeld wat te sê dat die Here Jesus regeer, hy is die koning van die heelal. Maar dit beteken nie net dat hy magtig is. Dit beteken baie meer as dit. In die hemelvaart sien ons dat die Here Jesus naby sy kinders is. En ons sien dat hy beheer alle dinge, die geskiedenis en alles wat gebeur. En ons sien ook dat hy intree by die Vader. Kom ek verduidelik gou vir die 3 punte, dan gaan dit dalk vir makliker wees. Ons sê dat die hemelvaart leer ons dat Jesus het naby gekom. In Johannes 20, kan jy gaan lees, Maria Magdalena gaan na die graf toe, die Sondag, die Jesus opgestaan uit die dood het. En sy is hysteries daar.
Sy huil en sy ween en sy skree en gaan te kere, want waar is hierdie liggame? En sy weet nie wat hulle met hom gedoen het nie, en sy weet nie wat aangaan nie, en dan verskyn die Here na haar, en sy verstaan ook nie dit eers, sy is heeltemal verboureerd. En dan op 'n stadium, dan kom sy agter, en hy praat met die Here met haar, en dan kom sy agter, maar dit is Jesus self. En dan gryp sy hom daar vas, en sy hou vir hom vas, en dan lees ons in Johannes 20 vers 17 staan daar, Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar. So sy gryp die Here Jesus vas, en hy sê vir haar, moenie my vashou nie. Hoekom hou sy hom so vas? Want sy wil hom nie weer verloor nie. Sy is bang dat sy hom weer gaan verloor. Sy gaan nooit weer uit sy teenwoordigheid. Sy gryp hom vas, sy hou vir hom vas, en sy weier, en sy wil hom, sy so bly, sy het hom terug. Maar dan sê Jesus, laat my gaan. Laat my opvaar. Want hy sê, as ek op die aarde bly, dan besef jy, op 'n stadium gaan jy my moed los, en sy moet 'n bietjie badkamer toe gaan op 'n stadium, of ietsie eet, of bietjie slaap. So op 'n stadium gaan sy gaan hom moed los. Sy gaan nie in sy teenwoordigheid die hele tyd aan hom kan vasklou nie. En wat Jesus vir haar sê, as ek hier bly, dan moet jy my los. Maar as ek opvaar, en die Heilige Gees kom na julle toe, dan gaan ek altyd by jou wees. Dan kan jy my nie verloor nie. Dan leef ek in jou, en jy in my teenwoordigheid altyd. Al gaan jy dan deur die dal van doodskade weer, ek is by jou altyd. So Maria, laat my opvaar, sê hy. Want die hemelvaart beteken, ek sal altyd by jou wees. In 'n sekere sin sê die Here vir haar, Maria, laat my gaan, sodat ek kan opvaar, en deur die Gees in jou kom woon, sodat jy nooit weer alleen sal wees. Hemelvaart beteken dis nie vir ons, die Here is nou ver weg, daar iewerste, en ons sit hier so 'n kiepie alleen nie. Dis wat die hemelvaart beteken. Hemelvaart leer jou juis, dat God is by jou, want hy het sy Gees gestuur. Hy is nou nog meer by ons, hy is nog nader aan ons, en hy leef in hierdie gemeenskap met ons, en ons in sy liefde, en aanbidding, en ons hierdie verhouding met hom. Dis wat hemelvaart vir ons leer. Tweede ding wat ons dan leer hier, is dat Jesus beheer ook die geskiedenis, en baie mense sal vandag vir sê, geskiedenis is maar net 'n klomp goed wat gebeur. Is een ramp na die volgende ramp, daar is nie regtig 'n doel in die ding nie. Die hemelvaart sê nee, daar is 'n rede vir alles. Efesiërs 1 sê dat God het Christus laat sit aan sy regterhand, en hy het hom alle mag en krag gegee en gesag, en dit is alles onder sy voete. Dit beteken, die Here beheer alles wat gebeur. Daar is niks buite sy beheer nie. Dink aan Romeine 8 wat sê, alles gebeur ten goeie vir die wat hom liefhet. Dit beteken nie alles is goed nie, moet jy baie mooi verstaan. Daar is baie hartseer en baie seer en onreg en dood en pyn en al hierdie vieslike goed is in die wêreld. Dit is so, maar wat die woord sê is, dat God hierdie goed gebruik, en hy skaaf en skuur dit, om uiteindelik iets positief daarin te bring. Hy draai self die slegte, en hy bereik sy doel daarmee. Kom ek gee vir julle 2 voorbeelde uit die Bybel, dan verstaan jy makliker. Onthou julle die verhaal van Elia en die profete, die kinders sal dit onthou, van die Baal profete. Dan roep Elia aan al die Baal profete en sê, kom, ons kyk, wie se God is die werklike God? Bou julle altaar hier, pak julle klippe en sit julle vleisie daar, ek gaan my altaar hier bou, en ek sit die vleis hier, en julle bid vir julle God, en ek bid vir die ware God, en kyk ons, die een wat die vuur uit die hemel uitstuur, hy is die een. En dan bid die Baal profete, en hulle dans, en hulle sny mekaar, en hulle gaan te kere, so julle storie, en dan sê Elia later aan julle ding, julle maak julle self seer, kom ek wys vir julle. En dan bid hy vir God, en dan sê hy, stuur asseblief die vuur af, dat hulle kan sien. En dan kom die vuur uit die hemel uit, en verteer alles. En as ons daai tipe van verhale lees, dan voel ons altyd, dis wat ek in my geloofslewe wil hê. Dit sal nou, dis ons nou 'n gebedslewe. Ek wil hê, as ek bid, moet daar vuur wees, en dan moet dinge gebeur. Maar, dan dink nou aan iemand soos Josef. Jy onthou die man met die gekleurde pakkie aan, wat sy broers so gehaat het, omdat hulle jaloers was. Hulle gooi hom in 'n put, en hy weet hy doodgaan, of hy gaan verkoop word, hy weet nie wat gaan nie. En hy bid tot God, asseblief Here, help. En hy bid, en hy bid, en hy bid, en dan word hy verkoop. En dan gaan hy weg vir jare, in slawerny en in martelinge. En hy bid, en hy kry niks antwoorde. En tog as ons vandag na die verhaal kyk, en ons kyk terug, en sê ons, weet jy wat, was dit nie vir al daai martelinge swaar kry, het hy nooit die eerste minister van Egipte geword nie. Hy sou nooit uitgekom het waar hy uitgekom het. Al hierdie slegte dinge moes gebeur, sodat hy uiteindelik op 'n punt kom,
waar alles goed kon gebeur, sodat hy sy familie kan red. Die punt wat ek wil maak is, soms lyk dit vir ons of God absoluut teenwoordig is. Alles loop net reg en ons sê, ja nee, die Here is hier en die Here is goed vir my. En baie keer lyk dit vir jou of God absoluut afwesig is. Het voel vir my baie keer dat dit bietjie meer is as die ander kere. Maar die punt wat die Bybel vir ons hier leer is, dit is nie so nie. Die Here is aan die werk. Hy gee as te ware die duiwel net genoeg tou om homself op te hang. Dink nou maar aan die Here Jesus Christus self. Daar hang hy in die kruis. En die Satan en die mense sê, ons het hom uiteindelik. Hy is nou dood. Ons klaar met hom. En dan word dit juist die manier hoe God die sonde en die Satan en die dood oorwin. Hy gebruik die slegte en hy maak iets goeds daarvan. Dis die model waarop God werk. Dis hoe hy nog altyd werk. Dis wat ons ook sien in die hemelvaart. Die hemelvaart leer ons, hou op bekommerd wees, want hy sit aan die regterhand van God. Hy beheer alles ten goeie vir sy kinders. En daarom is daar ons rustigheid. Dan leer dit ook vir ons, dat Jesus tree vir ons in by die Vader. Die Bybel praat oor die hemelvaart, en sê dat Christus het opgevaar na die troon, en onthou, dit is 'n beeld wat gegee word. In daai tyd was die troonkamer, waar die plek waar die koning en die koningin mag gesit het, en dis waar die mag gesetel was, maar dis nie al wat daar gebeur in die troonkamer nie. In die troonkamer was dit ook soos 'n hofsaal. Dis waar jy gegaan het as jy 'n regsaak het om een of ander geskil. Dan kon jy nou gaan na die koning en sê, hierdie mense is onregverdig, koning, spreek asseblief die reg. Help ons. So dit was soos 'n hofsaal. En die Bybel leer vir ons dat wanneer Christus na die regterhand van God opvaar, dan tree hy nou vir ons in by die Vader. In Johannes 2 sê, hy is ons voorspraak. Nou die woordjie wat daar gebruik word in Grieks, sê eintlik, hy is ons prokureur. Hy is ons advokaat. Hy is die een wat vir ons intree by die Vader. Hy is ons verteenwoordiger. Nou wat beteken dit? Kom ek vra die vraag daarso. Hoekom is sommige van julle so bekommerd oor hoe julle lyk? Spandeer baie geld, baie tyd, baie denke, wat pas nou by wat, gemeeretjie moet gedoen word. Vat tyd, geld, moeite, netjies lyk. En ek wil vir julle sê, die van ons wat daar lyk asof ons nie omgee nie, ons gee ook om oor hoe ons lyk. Almal doen. Almal gee om oor hoe hulle lyk. Hoekom? Want mense oordeel jou. Want wanneer mense daar buite rondloop en hulle kyk vir jou, dan oordeel hulle. Ag, ons doen dieselfde. Ons kyk na mense en jy sê nie noodwendig hardop nie, maar jy sê dalk hier binne en sjoe. Of ja, die een van daai. Met wat ek weet, as ons nou maar het ons nou 'n klomp emosies wat jy nou beleef. Maar as ons eerlik is, dan is dit nie net die buitekant, dis nie net die voorkoms nie. Dit voel vir ons eintlik of ons altyd geoordeel word. Dit voel amper of jy in die hof staan. Jy moet die hele tyd alles bewys. Jou hele lewe lank. Dink maar toe jy jonger was. As jy jonk is, dan wil jy bewys dat jy is slim of jy is gewild. En as jy ouer word, dan wil jy bewys jy is suksesvol. En ek's 'n goeie man, ek's 'n goeie vrou, ek's 'n goeie pa, ek's 'n goeie ma, ek's 'n goeie Christen, ek's 'n belangrike persoon. En ons probeer die hele tyd onsself regverdig. Ons doen dit van klein tyd af. Ons probeer ons ouers tevrede stel. Ons probeer die teenoorgestelde geslag tevrede stel. So hulle moet van ons hou. Ons probeer laat ons maats moet dink ons is cool. Ons probeer al hierdie goedjies doen. Ons wil hê mense moet aan die buitekant van ons sê mooi so, wel gedaan. En jou graad 1 juffrou en elke Disney fliek leer vir jou, ag dit maak nie saak wat mense van jou sê nie, dit gaan oor wat jy van jouself dink. En die van julle wat al groot geword het sal weet dit is twak. Want as almal vir jou sê jy's 'n idioot en jy sê ek is nie, dan is dit maar net 'n kwessie van tyd dan gaan jy ook dink jy's 'n idioot. Dis maar net hoe die lewe is. Ons leef vir daai woorde van jy's tog oulik. Wel gedaan. Mooi so. Jy's die beste. Hoekom? Want ons is desperaat. Ons wil onsself die hele tyd bewys. Dis asof ons in die hofsaal staan en ons moet die hele tyd onsself bewys, maar ek is eintlik goed genoeg. Ons wil net hê iemand moet sê ons is oulik. En die Bybel sê, selfs die mense wat nie Christen is, die mense wat glo daar is nie 'n God nie, selfs hulle weet dat daar regtig God is. Hulle sê hulle glo nie, maar hulle weet dit. En hulle weet daar's 'n standaard. En ek en jy weet dit ook.
Ons weet daar is 'n standaard en ons voldoen nie daaraan. Ons voldoen nie eens ons eie standaarde nie. En hoeveel keer het jy al vir jouself gesê, nooit weer doen ek dit nie. En waarskynlik oor 20 minute dan doen jy dit weer. Jy kan eers jou eie standaarde hou. En daarom is ons desperaat vir uitsprake van mense wat sê, jy's goed, jy's oulik, jy's die beste. Want diep hier binne-in weet ons is nie. Ons weet dit is die waarheid. Ons weet daar's fout met ons. Maar as jy die hemelvaart verstaan, dan begin die dinge vir jou 'n bietjie oopgaan. Want as ons vertel word dat Jesus is ons prokureur, ons advokaat, ons verteenwoordiger, dan lyk die hofsitting anders. Dan lyk my lewe anders. Nou ons probleem is ons dink verkeerd oor die ding. Ons dink as ons hoor die Here is ons voorspraak of hy tree vir ons in, dan dink ons baie keer klink iets soos dit is. Ons gaan sê, Here, ekskuus, ek het 'n fout gemaak alweer. En dan dink ons dit die gebed gaan op na die Here Jesus en dan gaan Jesus na die Vader en hy sê, Vader, sal wie u beheer. Daai een wat laasweek gesê het, hy sal nie, maar nou sal weer daar. Hy sal weer hier. Ag, weet jy, hy het nou weer 'n foutjie gemaak. Maar hy sê nou, hy gaan die keer dit nie doen nie. Ag, sal jy hom asseblief vergewe nie. Dan is hier die gedagte van God die Vader wat sê, ja, weet jy, ja, is reg. Daar's genade. Is reg. Kan nog 'n kans kry. Maar as jy so daaroor gaan dink, dan is dit nie vir jou baie troosvol nie, want verstaan gaan jy begin wonder, wanneer gaan God nou moeg raak daarvoor? Wanneer gaan die Vader sê, nee, dit kan nie so aan, jy kan daarmee elke week, of elke dag, of elke 20 minute met dieselfde probleem kom nie. Nee, hier moet dit nou ophou, die genadetyd is nou verby. Maar as jy besef dat Jesus het opgevaar na die troon, en dis ook die hofsaal, en dat hy vir jou intree, hy's nie net 'n voorbidder nie, hy's die advokaat wat jou saak stel voor die Vader, dan klink die saak so 'n bietjie anders nie. Dan verander dit so 'n bietjie. Want as jy dalk by jouself na 'n hofsitting toe moet gaan, jy moet in die bank sit, dan gaan jy dalk oor jou woorde val. Maar as jy 'n goeie advokaat het, wat welsprekend is, dan lyk jy baie oulik in die hof. Al weet jy nie wat jy doen nie. Jy kan hysteries wees in jou binneste, met sulke piering oor daar sit, maar as jou advokaat kalm is, en hy praat stadig en duidelik, dan lyk dit of jy ook kalm en stadig, en alles is rustig. En jy kan dalk nie idee hê wat te doen nie, maar as jou advokaat 'n strategie het, dan lyk jy in die hof asof jy 'n strategie het. 'n Goeie advokaat staan nooit op en sê, ag regter, die arme man is maar 'n sukkelaar, gee hom tog nog 'n kans asseblief. Geen goeie advokaat gaan dit doen nie. Hy bou vir jou 'n saak, hy verdedig sy kliënt. So hoe lyk die saak van ons saak voor die Vader? Die troefkaart wat aan ons kant is, dat Jesus het vir ons die kruis gesterf. Dis die troefkaart. Dis die genade wat God gee. Hy het sy seun na die wêreld gestuur, en die genade aan ons bewys, en dis wat ons aan ons kant het. En nou staan daar in 1 Johannes 1 vers 9, dat as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Daar staan, God is getrou en regverdig. So wat doen Jesus dan nou vir die Vader? Dan klink dit so iets. Jesus sal na die Vader toe gaan en sê, Vader, dis alweer jou werk. Hy het alweer dieselfde ding gedoen. Hy het alweer dieselfde sonde getrap. Maar ek vra nie om genade nie. Vra nie om genade nie. Ek het klaar sy skuld betaal. Hier is dit. Hier is my hande. Hier is my bloed. Hier is my gebroke liggaam. Die prys is klaar betaal. Dit sal ons onregverdig wees om hom nou te straf vir iets wat ek al klaar betaal het. Ons kan ons nie 2 keer vir dieselfde ding betaal nie. Dis onregverdig, is dit nie? Jy sien, dis hoe Jesus die saak hanteer. En as ons dit so verstaan, dan sien ons die plan is waterdig. Dit beteken, die uitspraak is reeds gegee. As jy in Jesus glo dat hy opgevaar het en sit aan die regterhand van God die Vader, dan tree hy vir jou in, met ander woorde, jy is vrygespreek. Klaar die prys betaal. En dit bring ons dan by die laaste punt, wat sê, die waarheid is ook hier binne. Het is nie net daar buite vir almal gewees om te sien nie, nie net daar bo nie, maar is ook hier binne. Jesus sê, ek gaan hemel toe, ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur na julle toe.
En die Gees, wat die Gees doen, is hy oortuig ons en werk in ons harte dat dit wat ons hoor, dat dit 'n werklikheid word. Jesus sê, hy is naby, en hy regeer die geskiedenis, en hy tree in vir ons by die Vader, maar die Gees maak dat dit by ons in ons harte leef en werklikheid is. En nou hoef ek myself nie meer te bewys aan ander nie. Ek hoef nie my waarde te soek by ander mense nie. My identiteit lê nie in my geld of sukses of wat ander mense vir my dink of wat ook al. My identiteit lê by Christus en die Heilige Gees oortuig my daarvan. Voorbeeld daarvan, as jy dink aan Stefanus in Handelinge 7, die eerste martelaar wat sterf. Die klomp Jode staan om die klip wat gaan nou begin gooi. En dan sien Stefanus hierdie visioen, die hemele gaan oop en hy sien Christus wat vir hom intree by die Vader. En dan is daar vrede in sy hart. Die werklikheid van Christus is groter as sy vrees. En daarom is hy ook nie bitter nie. En daarom is hy is nie paniekerig nie. Hy vergewe selfs die klomp Jode wat hom daardie dag doodgooi met klip. Dis die werk van die Heilige Gees. Dat die waarheid van die woord wat ons leer, van wat Christus gedoen het, hier in jou hart bly. En ek hou daarom vas, want uit jouself sal jy dit nie kan doen nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Miskien is daar naam van ons wat hier sit, wat maklik seer kry, van ons wat die hele tyd gespanne is en gedrewe is, besig om jouself te probeer bewys, bang jy is nie goed genoeg vir dit of dat nie. Maar sien raak, dat wanneer die Heilige Gees die waarheid van die hemelvaart in jou hart inbring, dan verander daar iets. Dan begin die vrees sy houvas verloor. En dan kom daar moed, en dan kom rus, en dan kom vrede. Want jy besef, Christus is nie daar ver weg iewers van my af nie. Hy is die koning wat opgevaar het na die hemel, na die regterhand van God. Maar hy is my saligmaker. Deur sy Gees is hy hier by my. En hy regeer die hele wêreld rondom my, tot my voordeel. En hou jou in die holte van sy hand. En hy beskerm jou. En hy tree in vir jou. En hy sal jou nooit los. En daarom, hou op om die hele tyd rond te kyk en jouself te probeer red, of jou waarde te soek in ander mense. Hou op leef asof alles van jou afhang. Al wat jy doen, slaan jou oë op. En Jesus Christus wat opgevaar het, sit aan die regterhand van God die Vader, wat nou vir jou intree. Hy is die een met jou help. En hy is die een met jou dra. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons dankie dat U vir ons genade bewys het deur U Seun na hierdie wêreld te stuur, om vir ons sondes aan die kruis te sterf, om die dood te oorwin, sonde se bande te breek, maar wat ook opgevaar het na die hemel, en vir ons hierdie enorme troos te kan gee, dat daar is iemand in die hemel wat nou vir ons intree, wat ons saak voor U stel. Nie 'n saak van, ag, wees ons tog genadig, maar 'n saak van regverdigheid. En dat ons met hierdie wete kan leef, die prys is reeds betaal. Ons is reeds vrygespreek in Christus. En daarom leef ons anders. Daarom verkondig ons die woord. Daarom leef ons hierdie waarheid na buite. En Here, wil U ons dan ook help daarom. Seën vir ons, sodat ons verander op tot seën kan wees. Ons bid dan ook vir die week wat voorlê, die Pinksterweek, die dienste wat sal volg. Here, dat ons ook in hierdie tyd geestelik sal groei. Dat U deur die verkondiging van U woord ons sal versterk en dat ons nader en nader aan U sal beweeg. Here, wees tog met ons ook vanaand en hierdie aand verder, waar ons uit mekaar uitgaan. Behoed en bewaar ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.